bietjie in die wonderlike naam van alle name, ons sê Yahweh Elohim. En dis my voorreg om ons Yeshua te kan vra om hierdie dag ook vir ons te seën en hierdie uitsending te seën. En dat U die Heilige Gees vir elke een van ons sal lei ook in hierdie dag. Geliefdes, dis my 'n wonderlike voorreg om my kleinkinders hier by my te hê, by hierdie uitsending. En dis nou Christine aan my linkerkant en Zaya in die middel en Joantjie. En almal van hulle het Bybelse name, né? Susanna in die Bybel, Isaiah, natuurlik oupa se naam, ook in die Bybel, Jesaja, en dan Joantjie, hy is sommer Johannes Petrus, magies, is 'n dubbele porsie, né, oom Siegfried, dit is sommer lekker om julle hier te hê, by hierdie uitsending. En hoekom is julle hier? Ja, dit is dan praat oor Yahweh. Oor Yahweh kan praat. Ja, en? En laat ons kan uitsien vir die koms, laat Yahweh ons kan kom haal en laat ons sy naam kan ken en laat hy ons net genoeg gee wat ons nodig het, nie te veel of te min nie. Wonderlik. Jy, Stina? Dat ons weet wat gebeur nadat ons doodgaan, dat ons nie bang te wees vir wat Wonderlik, gebeur. ja. En dit wat die woord ook sê, né? Die woord sê daar in Markus 10 vers 15. Voorwaar, ek sê vir julle, dis nou Yeshua wat hier praat. Elkeen wat die koninkryk van Elohim nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Met ander woorde, ek en jy moet nie alles kompleks maak nie. Ons moet net dood eenvoudig lekker onsself wees met Yahweh. Yahweh hou nie van hoogmoed. Nee. Ons moet nie dink ons is beter as ander mense nie, wat julle ook is. Maar julle het hom hom lief, Johan. Baie. Jy sê Ja, baie. jy Christine. Kan ons bietjie sing? Ja. Wat? Psalm 18. Ja. Julle ken hom mos. Ja. Ek het die hartlik lief, Yahweh. Hy is my sterk en weer. Yahweh is my rots, my vesting sterk, my renner wat my heil bewerk. My rots wanneer die stormwind hy, my skuld die weerkrag van my heil. My vesting op die bergkraan styl, by wie ek was en veilig skuil. Ja, dit is dan lekker, né? Lekker om sy naam te prys, né? Soos wat sy naam? In Psalm 146? Prys Yahweh met blye gome, o my siel, das ryke stof. Sal solank ek leef my psalme, vrolik toewy aan sy lof, en om wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Dis Yahweh wat aarde en hemel, die getuies van sy mag, met die see en wat daar wemel, voortgebring het deur sy krag, wat oneindig in gedag, altyd sy beloftes hou, altyd sy beloftes hou. Is dit nie wonderlik nie? Dat Yahweh altyd sy beloftes hou. Christine het nou gesê dat ons presies kan weet as die dood kom, wanneer toe ons gaan, né? En dat ons nie hoef bang te wees daaroor.
Nee. En dis soos ouma, nee, ons mis vir ouma baie, maar, nee, ons weet waar sy is. Is dit nie wonderlik? Nee. Nee. En dis hoekom Yeshua kom en hy sê vir ek en vir jou vandag hierso, dat as ons net soos kinders word, nee, dan kan ons die koninkryk nie beerwe. Hoekom? Want 'n kind glo. Nee, glo dit. Hy maak nie als kompleks nie. Hy vra nie. Jy glo en jy weet dat Yeshua is die seun van Yahweh, Elohim. En hy het vir ons sondes gesterf. Nee. En hy het opgestaan uit die dood uit. En hy gaan ons kom haal. Nee. En as ek en jy gaan dink aan die 1000-jarige vrederyk. Wat gebeur? Die wegraping, hy kom haal ons op die wolke, gaan ons saam met hom, Ja. en hulle wat in die paradys is, kom kry hulle liggame, né? En dan gaan ons saam met hulle, sê 1 Tessalonisense 4, gaan ons saam met hulle Yeshua tegemoet in die lig, né? En so sal ons altyd by Yahweh wees, want dan kry ek en jy verheerlikte liggame. Is dit nie wonderlik? En dan hoor, ons gaan nooit doodgaan nie. Ouma kom kry haar liggaam. Nee. En dit is klaar, is vir ewig is ons by Yahweh. Dan gaan ons waarna toe? Na die bruilofsmaal toe. Is dit nie? Ja. Daai bruilofsmaal waar dit so in die hemel is. Dit is so oulik daar. Weet jy wat? Ons verstand kan dit nie pyl. So julle jong mense sê grand is dit daar. Nee. Verstaan julle? Ja. Want wat sê die Bybel? Hy sê, want die strate, wat ken julle? Julle weet hoe lyk 'n straat? Van goud gemaak. Sê Johan, van goud. En ek en jy kan ons nie eens indink, hoe lyk 'n straat wat van goud gemaak is? Is dit nie waar? En dit is wat Yahweh wil hê ons in hierdie lewe. Maar ons, né, almal van ons moet vir hom wees, getuienis, 'n lig kan wees. Daar waar jy saam met jou maatjies gaan. Dit laat my dink, Johan, toe julle verlede jaar die ramshoring geblaas by die skool. Ja. Hulle is almal Christine is hierdie jaar gelukstina, onderhoof meisie van Dr. Havenga, groot skool. Zaya het vir die eerste keer skool toe gegaan om Siegfried en Johantjie is nou Standaard 3. Ja. En sy juffrou wat ons baie, wat was haar naam, Stien? Juffrou Monet. Wat? Juffrou Monet. Juffrou Monet. Sy ken die heilige name. Sy het die heilige name en ek was so bly dat sy hulle kon geleer het van die heilige name. Nie geleer het nie, maar dat sy dit vir hulle daai voorbeeld gegee. Jy hoef nie skaam te wees vir die heilige naam. Nee, want wat sê Yahweh in sy woord? Ons moet vir mense vertel. Mense vertel. Dis reg. Maar toe vat sy hom en Lana, hulle ma, en want toe vat hulle gaan blaas die ramshoring by elke hoek van die skool En die hekke en hulle salf dit. En eintlik gaan dit goed by daai skool. Nee. Julle hoor, maar dis die voorbeeld wat ons moet stel. Wat oupa moet stel, wat julle as kinders moet stel, né? Sodat mense kan sê, "Sjoe, ek wens ek is soos Christine, ek wens ek is soos Johan, ek wens ek is soos Isaiah." Né? Wat het jy wat ek nie het nie? Ek het Yeshua. En weet jy wat? Yeshua kom ons haal op die wolke. Is dit nie dit bietjie mooi vir julle? Van hierdie Bybel, van Genesis af tot en met vandag, wat's die wonderlikste nuus wat daar nog kan wees? Hy laat Jahwe sal kom haal. Exactly. En hy- Yeshua gaan kom op die wolke. En nou gaan hy as oorwinnaar, gaan ons saam met hom regeer. 1000 jaar. En daarna die 1000 jaar, dan begin die ewigheidslewe eers. Nee. En as ons vir altyd sal die dood nie sien. Ons het so 'n wonderlike wat sal ek sê
om uit te sien na Ja. hierdie wonderlike. En as jy na die mense kyk daar buite, dink julle hulle sien uit. Hulle sien nie uit. Maar die vraag is, wat ons moet vra, is, glo die mense daar buitekant is so. Glo hulle dat Jahwe gister en vandag en môre presies dieselfde is. Dat hy onveranderlik is. Mense dink hulle is nou, soos wat julle sal sê, grand, maar dis nie so nie. Jahwe is nog altyd dieselfde, nee. Ja. Ons weet dalk minder as wat mense, ouer mense geweet het wat in die verlede gelewe het, nee. Ja. Het laat my dink, ek wil vir julle 'n storie vertel. Jare terug, dit is nou baie jare terug, ek kan nie eens onthou hoeveel nie. Sê dit was 30 jaar terug. Nee. Hier in 1995. Kom oupa terug, oupa en ouma. En jou ma en Tannie Elnay en Tannie Sisna en Tannie Magdalene. En kom bly ons hier op Zeresbeer. Kom ons van Setlagoli af. En oupa het 'n paar Brahmane gehad, seker so 15 Brahmane. Jy weet mos oupa is lief vir Brahmane, nee Johan. En oupa moet gaan kyk, wat maak oupa met daai Brahmane? Nee, want ek het nou nie meer 'n plek gehad nie. En ek bel vir Tannie Elsie en sy sê, ek kan die Brahmane vat na Bergplaas. Dis nou haar grond daar. En oupa kom en oupa Hein kom en sê vir ons. En ek het nou 'n probleem. Waarna toe gaan ek met hierdie beeste vir my? Jy verstaan, want ek moet hulle op Bergplaas laat loop. Maar oupa Hein het altyd sy beeste ook daar laat loop. So as die koeie wou kalwe, dan haal hy hulle op Bergplaas en bring hulle af hiernatoe. En kalwe hulle hier, en dan as die kalvers nou mooi groot is, dan vat hulle weer terug. Ja? Wat hoekom? Want hy, die luiperd, het die kalvers gevang. En daar's baie luiperds, tot vandag toe, vertel die een oom my, so 'n maand terug, toe vra ek hom, jonge, jy het seker nou al baie wild daarso, jy weet daar langs Bergplaas. Toe sê hy, oom nee, daar's niks nie, die luiperd het hulle almal gevang. Hy sê, oom, weet jy baie luiperds daar? Ek sê, nee, ek weet. Maar, ek gaan toe, en oupa Hein vra vir my, sê nou, waartoe gaan jy met jou beeste? Ek sê, nee, oupa, ek het vir Ousie gevra, en sy het gesê, ek kan die beeste soen toe vat. Hy sê, jy weet natuurlik, daar gaan nie eens een kalf oorbly. Die luiperd gaan hulle almal vat. Ja. Ek sê, oupa, weet jy wat? Ek sê, Jahwe, wat die leeu se bekke toegemaak het in Daniël se tyd. Onthou julle? Hulle Daniël in die leeukuil gegooi. En toe wat, het die leeu's hom gebyt of opgeëet? Nee, hulle het niks gedoen aan hom. Ek sê, daar dieselfde Jahwe, sal ek bid, en hy sal die luiperd se bekke toemaak. En hy is kwaad vir my daaroor. Hy sê, man, ons lewe in hierdie tyd. Jy weet, dis 1995. Ons lewe in hierdie tyd. Nou kom jy vertel my daai storie. Ek sê, nee, oupa, jy weet, my Elohim is nog dieselfde, gister, vandag en môre. Ek sê, en is dit nou so, as dit moet nou my geloof vat, dan moet die luiperd hulle maar vat. Maar ek sê jou nou, hy sal nie een van my kalfies vat. So dit dan nou gekom, ek het die beeste gebring, hulle het begin kalwe daar, en na dan toe hulle die derde kalfie is. Toe, die derde kalfie is, toe kom oupa eendag daar, terwyl ek nou daar by die beeste is. Toe sê hy, hoorie, weet jy wat? Hy sê, die luiperds is weg. Ek sê, die luiperds is nie weg nie. Luiperds is nog daar.
Ek sê maar as dit dan nou so is, oupa, dat die luiperds weg is, hoekom wil jy hierdie koeie vandag afvat onder toe? Los hulle dan, hier's baie kos, dit is minder kos daar by jou. Dan sê die luiperds sal mos nie vat nie, sê ja nee, hy dink so. En hoor julle vandag wat ek vir julle vandag vertel? As daai koei van oupa gekalf het, dan die luiperd daai kalfie gevang. En tot vandag het die luiperd nie een van my kalvers ooit gevang. Hoekom nie? Want dit is geloof. Ek en jy moet glo dat Jahwe 'n waarmaker is van sy beloftes. En julle sal onthou daar in Hebreërs, né? Daar sê hy sê die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, op die dinge wat ons nie sien nie. Maar dan sê hy daar baie mooi ding daar in Hebreërs 11. Hy sê en sonder geloof is dit onmoontlik om Elohim te behaag, want hy wat tot Elohim gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. En dis hoekom oupa vir julle sê, hy is nog altyd dieselfde. En sy beloftes, ons het net nou daarvan gesing, hy sal altyd sy beloftes hou. Ja. En hy het ons een ding beloof, hy gaan terugkom op die wolke. Hy kom ons haal, sodat ons ook kan wees waar hy is. En daai tyd is baie naby. En dis hoekom dit so lekker is, en oupa so bly is, dat julle hom ken, dat julle lief is vir hom. En die voorbeeld kan stel vir enige een wat julle sien. Want as mense na ons kyk, wat moet hulle sien? Hulle moet sien dat ons is kinders van Jahwe en ons is mense wat glo daarin. Baie mense sal vir ons sê, julle weet daar buitekant, niemand bitter min ken die heilige name. Maar ek en jy moet die heilige name, ek en jy moet dit vir hulle leer, sodat hulle kan hoor dat daardie God wat ek en jy aanbid, daardie Elohim wat ek en jy aanbid, ons is kinders van hom. En ons vertrou op hom. Maak nie saak wat in hierdie land aangaan. Maak nie saak wat die mense sê. Jahwe is altyd in beheer. En weet jy wat sê hy daar in Romeine 13, daar by die eerste vers. Hy sê, want daar is geen, kom maar, pak kry net eers vir Romeine, hy kry dit nou weg, hy sê, want daar is geen mag in die hele wêreld wat nie deur Jahwe ingestel is. Met ander woorde, Jahwe stel leiers aan, reg oor die wêreld. Moet ek en jy bang wees vir hulle? Nee, hoekom nie? Want Jahwe, ons Vader, stel hulle aan. En hy sal ons altyd beskerm. Is dit nie huge nie? Julle dink nie oupa moet 'n ander Bybel kry? Nee, dis nie tyd. Nee, ons in een van die dae, is ons daar by hom. Ja, die Bybel blaai so aan mekaar. Toe maar hier sê, kom ek lees gou op vir julle. Daar. Hy sê Romeine 13 vers 1. Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van Elohim. En die wat daar is deur Jahwe Elohim ingestel. Met ander woorde, hy bepaal alles. Nie ek en jy nie, hy. Is dit nie wonderlik? En dit was lekker geweest om julle hier te gehad het by oupa vandag. En oupa is vreeslik lief vir julle. En Jahwe, ons Vader, nog liewer vir julle. En weet verseker, Yeshua kan nie wag om op die wolke te kom, om ons te kom haal. En volgende keer vertel oupa julle mooi van die bruiloft en hoe die Hebreëse bruiloft gewerk het. Want die Hebreëse bruiloft werk so, as die vader sê vir die seun kom by die vader en sê, Vader, ek wil graag met daai meisie trou. Dan gaan die vader saam met hom na daai meisie toe, na haar ouers toe, en dan praat hulle nou lekker daaroor en goed, en dan as sy instem en haar pa stem in, weet wat gebeur dan? Dan gaan hierdie seun saam met sy pa terug
om haar plek te berei, om 'n huis te bou in plek, net soos wat hulle oorheen gekom het. En wat is ek en jy? Ek en jy is daai vrou, ons is die bruid, ja, wat Yeshua moet kom haal. En hy moet sê, Yeshua, hy sê, ek gaan om vir julle plek voor te berei. Hy sê, want daar by my Vader, daar baie woning. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle nie gesê het. Hy sê, daarom sê hy weer, gaan om jou te kom haal. Want Vader gaan sê, Yeshua, want hy weet, Yeshua weet nie die dag en die uur. Maar hy staan en wag daar vir die Vader. En die Vader se tyd is altyd die perfekte tyd. En weet julle hoe lekker gaan dit wees? As hy op die wolke kom. Weet julle hoe lekker gaan dit wees? Daai 1000 jaar. Dan eers begin die ewigheidslewe. Man, dit gaan grand wees, man. Want dan gaan ons 'n verheerlikte liggaam hê. Nee. Een wat nooit doodgaan nie. Een wat Jahwe vir ons gegee het. En dit was 'n wonderlike voorreg om met julle te praat. Nee. En mag Jahwe julle seën en mag Jahwe julle behoed. Mag Jahwe sy aangesig oor julle laat skyn en aan julle sy vrede gee. Shalom.